Onthou jy daai storie van Sue Gibson waar sy ingestap het by my studio met 'n loopraam en langs die rekord ons begin toe te praat en ek vra toe vir Sue, hoekom is jy hier vandag? En sy sê toe sy het MS, sy wil graag ander vrouens inspireer, maar afgesien van die vrouens wat sy wil inspireer, sy wil dit doen vir haarself om net weer mooi te voel en vrou te voel en ook haar man te bederf want haar man is bitter goed vir haar en haar man het haar deur dik en dun geondersteun met haar siekte. En dit was my so pragtig geweest want ons het toe begin met haar werk met haar haartjies en haar make-up en ons het haar lekker bederf daai dag en ek beweeg toe oor na my broer studio toe, my kamer toe waar ek toe nou met haar werk. Nou sekere posisies kon sy nie gedoen het nie, maar ek het rondom dit gewerk sodat sy nog steeds regtig die beste foto's kan kry en super mooi voel. En ek onthou ek begin toe met haar te werk en ek verduidelik natuurlik vir elke persoon hoe om te staan, hoe om te pose, waar jou hande moet wees en ek sê toe vir haar, "Sue, sit jou hande bo jou kop, druk uit jou boude en geef my lekker arch." Nou natuurlik met 'n MS siekte, jy is baie beperk, maar sy het dit gedoen. Sy het gesê asseblief moet my nie anders hanteer nie. Doen wat jy doen en as ek dit nie kan nie, dan gaan ek jou sê en ek sê dit okay, goed. En sy gaan toe in daai posisie en ek kom toe ek neem stunning foto's van haar. En sy draai om en sy sê, "Weet jy wat Chantal? Hierdie is die eerste keer na my MS siekte wat ek regtig mooi en sexy voel." En ek kan mos my trane heeltyd ingehou het want hierdie vrou gaan deur 'n verskriklike tyd in haar lewe. Sy is siek, maar sy het nie opgegee nie. En dit was my so amazing geweest en sy sê ek voel mooi, ek voel goed. Ek voel goed genoeg. Moet my nie verander nie. Moenie my snye uithaal nie. Moenie my merke uithaal nie. Ek voel goed en ek voel sexy. En ek werk toe met haar en ek neem toe baie mooi foto's van haar. En ons doen toe 'n podcast van haar na die tyd, waar ek met haar sit en praat en waar sy vrouens verduidelik en sê, waardeur sy gaan as vrou, hoe hierdie siekte haar beperk as vrou en as mens, en hoe dit haar laat maak het van, sy wil net opgee, maar sy het 'n mindshift gehad, van weet jy wat, ek gaan nie, ek gaan beklei, ek gaan veg, ek gaan nie opgee, niks beter as dit. En sy het haar storie gevat van waardeur sy gegaan het, en sy het net besluit, sy gaan ander vrouens inspireer, en sy wil dit doen om ander vrouens te inspireer. Ek het toe die video op YouTube gelaai, my podcast, en anoniem kom toe in kontak met my, en sy sê toe, sy wil graag 'n prys weggee, 'n diamond pakket van R7,000, maar die vrouens moet basies nie inskryf nie, maar jy moet jou storie kan deel op YouTube op Sue se video. So, daar is toe nou verskriklik baie vrouens wat ingeskryf het en ek wil vir elke liewe een wat ingeskryf het vir hierdie anoniem se prys wat sy weggee, baie dankie sê. Dankie omdat jy vulnerable was. Dankie omdat jy jou storie gedeel het in die publiek. Dankie omdat jy jouself daar buite gesit het om ander vrouens te inspireer. Elke vrou gaan deur haar eie challenges. En ek dink ons vrouens het regtig dit taaf. Ons het dit nie maklik nie, maar ek wil vir jou baie dankie sê. So anoniem het deur elke liewe boodskap gelees en comment gelees en stories gelees wat gedeel was met ons op YouTube. En sy het besluit op die volgende persoon. Ek wil vir jou baie geluk sê. Hierens, hierdie was nie 'n kompetisie gewees nie. Hierdie was net iets van ons vrouens met mekaar oplig, ons vrouens met mekaar ondersteun en ons vrouens moet daar wees vir mekaar. Ek kan nie wag om jou te sien nie en ek kan nie wag om jou storie te deel met die wêreld nie, want jy vrou is baie beter as jou situasie en hoe ons jou storie gelees het en opgesom het is, dat jy deur 'n baie slegte tyd gegaan as kind en jy het dit ge-embrace en jy het besluit, weet jy wat, ek gaan dit vat soos wat dit is, ek is pragtig, ek is uniek en ek is mooi net soos wat die Here my gemaak het. So, jy moet asseblief in kontak kom met my en maak seker asseblief jy weet, die terms and conditions was, jy moet vir my toestemming gee vir jou foto's om gedeel te word. Dit was een van anoniem se voorwaardes. Jy gaan vir ons 'n kontrak teken waar ons jou behind the scenes gebruik en dan laaste, ons gaan 'n podcast ook doen met jou waar jy jou storie deel met die wêreld. Kan nie wag om jou te sien nie.